Welkom by Pretoria FM se regsgesprek en van dese week gesels ons verder met advokaat Saninke die Rand oor voorkomende reg. Verlede week het ons gepraat oor wat voorkomende reg is en hoe besighede daarby kan baat vind. Heerlik om die gesprek dan voort te sit. Saninke, welkom. Baie dankie Serena, dankie vir die geleentheid. Indien iemand verlede week se gesprek dalk misgeloop het, kom ons vat net gou weer saam. Wat is voorkomende reg? Serena, voorkomende reg is die basiese beginsel van om te probeer om voordat die probleem sy kop uitsteek, reeds 'n oplossing vir hom te hê. Oorkoming in baie gevalle kan voorkom word, veral as 'n mens basiese regsbeginsels toepas in basiese besighede uit die perspektief uit jy doen 'n sekere jou besigheid verrig 'n sekere taak en prakties is daar sekere probleme wat moontlik kan bestaan. En die idee is eintlik om daai probleme reeds aan te spreek voordat hulle gebeur en te probeer beginsels vasmaak oor hoe om die situasie te hanteer sou jy daar kom. So dis soos risikobestuur maar in die regte. Dit is soos risikobestuur is in die regte, jy's 100%. En hoe kan 'n mens prakties voorkomende reg toepas, Saninke? In 'n besigheidsopset en nie noodwendig net in 'n besigheidsopset nie. Ek dink 'n mens moet 'n groter prentjie uit 'n kommersiële oogpunt ook sien. Ons fokus nou vandag op besighede, maar ek dink uit 'n kommersiële oogpunt kan dit nog verder trek as dis maar basies om te kyk jou besigheid, wat doen jy, wat beoog jy, wat is jou doelwitte, die strategie wat jy in jou vennoot of selfs in jou persoonlike kapasiteit het, oor wat jy met die besigheid wil doen. En dan wil kyk of 'n mens die probleme wat moontlik kan gebeur, reeds kan voorsien. Dit hoef nie noodwendig net probleme te wees soos byvoorbeeld aandeelhouers of probleme te wees soos regsgedinge teen die maatskappy nie. Dit kan ook baie kleiner dingetjies wees, veral vir kleiner en medium grootte maatskappye wat nie noodwendig groter en baie groot maatskappye se probleme het nie. Om dan te kyk, is daar 'n manier wat 'n mens dit reeds in die onderhandelinge en in die beginfase van hierdie maatskappy kan probeer reguleer om die hantering daarvan makliker te maak in die langtermyn. Ek wil 'n voorbeeld noem en jy moet my reghelp as ek verkeerd is. Ons het nou verlede week verwys na groot maatskappye en dalk stem die direksie nie oor 'n besluit wat geneem moet word nie. Dit kan tot die ineenstorting van 'n maatskappy lei. Maar ek dink ook vir kleiner organisasies waar werknemers byvoorbeeld 'n ambassadeur vir die besigheid is en die werknemer se sosiale media teenwoordigheid kan sleg reflekteer ook op die werkgewer. Kan 'n mens natuurlik 'n klousule in 'n kontrak inbou wat daardie potensiële probleem reeds verskans en kan sê, jy is 'n ambassadeur vir jou werkgewer en waar jy ook al ietsie plaas op sosiale media, indien dit nie strook met dit wat ons as werkgewer vooropstel nie, kan jy A, B en C in die gesig staar. Dis 'n baie interessante ding wat jy oplig, Serena. Ek dink dit kom al hoe meer in werknemerskontrakte voor. Alhoewel daai spesifieke ding nog nie getoets is in die arbeidshof nie. Ek dink dis 'n baie goeie ding dat dit daar moet wees. Ek dink die rol van sosiale media veral in die jonger generasies, veral as die bestuurspan van 'n ouer generasie is daar maar 'n groot gaping tussen die verstandhouding tussen wat sosiale media werklik beteken. Dit word baie kere onderskat ongelukkig en maar om met jou saam te stem is dit 'n baie goeie voorbeeld van 'n manier om 'n probleem wat jy eintlik weet op 'n stadium tussen iewers in 'n maatskappy sy kop gaan uitsteek, reeds te probeer om dit te reguleer en die werknemer bewus te maak daarvan dat daar is 'n sekere waardesisteem waarbinne 'n maatskappy beweeg en hy word vereis om binne daai waardesisteem veral gedurende werksure binne daai waardesisteem te beweeg. Saninke, hoe kan klein tot mediumgrootte ondernemings van voorkomende reg gebruik maak as hulle veral nie 'n groot of enigsins 'n regsafdeling het nie? Ek dink die basiese begin seker maar om by die onderhandeling tussen die partye te begin en te sê,
kom ons probeer om hierdie dokument die beste van ons vermoë op te stel. Dit is so dat daar professionele persone soos myself is en daar is ook so dat daar professionele persone is wat natuurlike koste daaraan het. 'n Mens moet in ag neem dat dit help nie jy aan die begin van jou onderneming, omdat dit reeds eintlik 'n klein onderneming meeste kere is of aan die begindele is, so baie geld aan reeds regskoste te probeer bestee om te probeer om 'n probleem wat eintlik dalk nooit kan gebeur nie, te probeer reguleer nie. Maar my advies sal wees om maar ten minste iemand te kry wat 'n regsagtergrond het. Dit hoef nie noodwendig een van die topprokureurs of een van die topadvokate in Suid-Afrika te wees nie. Ons is in elk geval in ons minderheid wat fokus op kommersiële reg as sulks en dan nou maar net iemand te kry om 'n oog daaroor te lees. Dit hoef ook nie noodwendig die opstelling daarvan hoef nie noodwendig deur 'n prokureur te gebeur nie. Alhoewel ek dink as dit 'n hoë risiko maatskappy is, sê nou maar dis byvoorbeeld iemand wat hoë risiko werk doen. Hulle stuur mense graag oor see. Hulle het 'n met ander woorde sê nou maar 'n veiligheidsinstrukteur nodig as mens konstruksie byvoorbeeld as 'n goeie voorbeeld gebruik, dan is dit maar altyd beter om te kyk of jy maar nie eerder aan die begin die geld kan spandeer, want jy gaan definitief in die langtermyn geld spaar deur maar aan die begin die geldjies te spandeer en net seker te maak dat jy kontraktueel op jou voete is voordat jy begin nie. Nou kom ons by die hoe. Hoe moet 'n mens voorkomende reg toepas? Serena, dis eintlik nie so moeilik nie. Ek laat dit baie moeilik klink want ek doen dit elke dag, maar dit is eintlik glad nie. Dit begin maar net by onderhandeling. Dit gaan by, daar moet 'n regverdige onderhandeling reg van die begin af wees. Daar moet strategies besluit word oor wat is die doelwit van hierdie maatskappy en dan verder te gaan om dan te sê, maar as ons doelwit bereik het, wat is die moontlike gate waarin ons kan val? Wat is die uit 'n ondervindingsperspektief, wat het elkeen van die partye of as iemand 'n alleen maatskappy begin, wat is die foute wat reeds gemaak is? Gelukkig vir ons is daar iets soos die internet en ek sal nie noodwendig artificial intelligence voorstel nie, maar dis nie noodwendig 'n slegte produk om te gebruik om net 'n idee te kry van wat wel in die wêreld aangaan, rakende die spesifieke posisie wat jou maatskappy wel kan inwees nie, en dan probeer om regverdig te wees. Probeer om van die begin af albei partye se opinies altyd in ag te neem. Dat jy nooit in 'n situasie kom waar dit 'n hy sê, sy sê situasie is nie, en dan nog minder, soos ek vroeër genoem het, waar jy op die ouende 'n suksesvolle maatskappy het en julle as direkteure kan nie oor die weg kom nie en niemand het daaraan gedink of ten minste 'n proses kontraktueel vasgesit oor hoe om dit op te los nie. Saninka, jy doen hierdie nou elke dag in verskillende bedrywe. Ek glo jy het seker nou al 'n lysie van potensiële slaggate. As jy weet, in 'n konstruksiebedryf, hierdie is goed waarvoor mense moet versigtig wees. Bou dit in jou kontrakte in. Is ek reg as ek daardie aanname maak en kan 'n mens dit as 'n wegspringpunt gebruik vir onderhandelinge wanneer 'n mens 'n kontrak saamstel? Serena, dis makliker gesê as gedaan. Ek dink dit hang af natuurlik in watter bedryf dit is, maar dinge soos byvoorbeeld vrywaring, dinge soos persoonlike sekuriteit wat direkteure soms moet teken, dinge soos 'n dispuutklousule. 'n Mens kan nie noodwendig elke moontlike dispuut wat enige maatskappy met enige maatskappy of binne selfs interne dispute probeer om dit voor die tyd op te los nie. Maar dis baie belangrik om die reëls daarvoor te sê. Om te sê, 'n goeie voorbeeld is 'n goeie dispuutklousule is byvoorbeeld is die besluit tussen die partye om van die begin af te litigeer, of kan 'n mens 'n arbitrasieklousule byvoorbeeld insit? Indien jy besluit om 'n arbitrasieklousule in te sit, volgens wat se reëls? Is dit volgens die arbitrasie assosiasie se reëls in Suid-Afrika of is dit die arbitrasie federasie se reëls? Al daai dinge teen die tyd wat 'n mens by 'n dispuut kom, dan is daar basiese reëls wat gevolg moet word, in plaas daarvan dat partye dan op daai stadium moet besluit, gaan ons hof toe of gaan ons arbitrasie toe of gaan ons maatskappy ontlont of wat gaan ons doen? Want op daai stadium die kans dat hulle op 'n aksie gaan saamstem is ongelukkig bitter skraal, omdat dit dan 'n beginselsaak word. Partye
kom nie werklik by dispute uit as hulle nog op 'n punt is waar hulle saam 'n koppie koffie kan geniet nie. Versus teenoor as jy reeds daar is, dan is dit op so 'n punt dat jy eintlik net reg is om te beklei. En die negativiteit wat daarmee saamkom, kan dan 'n baie lank uitgerigte regsproses daarmee saambring. En ons het dit in verlede week se episode ook genoem. Teen die tyd wat daar 'n dispuut verklaar is, loop die gemoedere ook hoog. Soos jy sê, jy is net reg om oorlog te maak in daai stadium. Ja, so ongelukkig, bereik maatskappye of partye of direkteure of selfs kliënte teenoor diensverskaffers bereik 'n punt. En daarom is dit belangrik om klousules in 'n kontrak in te sit wat jou byvoorbeeld vrywaar van derde party eise, wat in 'n verhuuringsomgewing vir jou sekere voordele gee, as dit jou goedere byvoorbeeld is. Maar jy is 100% reg om te sê dat as gevolg van hoë gemoedere, ongelukkig is dit maar so dat almal eers na 'n prokureur toe gaan. En daar's altyd een van die twee wat eers die prokureur bel. En die basis van voorkomende reg is, as daar eers 'n regsgeding begin het, kan jy nie omdraai nie. As jy aan die begin dit ordentlik uitgesorteer het, dit ordentlik geskryf het, dit maak nie saak hoe dik is die dokument, of hoeveel aanhegsels daar dan moet wees nie. Dit los net 'n probleem soveel vinniger op, en natuurlik teen 'n baie kleiner finansiële uitgawe. Saninke, dis heerlik om jou by ons in die ateljee te hê. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak het, en dankie dat ons oor hierdie waardevolle komponent van die reg ook kon gesels. Ek dink is van waarde vir heelwat van ons luisteraars. Dis 'n groot plesier, dit was my voorreg om hier te wees. Baie dankie. Dis advokaat Saninke Durant wat by ons in die ateljee is. Sy is 'n spesialis in kontrakte en kommersiële reg.